Goeiemôre julle. Julle kom weer bymekaar te kom en saam te sing en net vanoggend ook opgewonde te wees en selfs gemaklik te wees net bymekaar en foto's te kan neem en te kan waai format en ek gaan net 'n goeie renetjie begin dat ek julle nie per ongeluk 3 ure lank besig hou nie. Het jy al ooit gewonder hoe dit is dat 'n ligtoring soos hierdie ene hier op die projektor kan bly staan? Hierdie foto's was geneem gewees 6 April hierdie jaar 2016. Dit was 'n storm net van Frankryk se grens af en die fotograaf was in 'n helikopter wat dit afgeneem het. En dan kom die golf nog 'n bietjie hoër. En daai toring is in die 40 meter hoog. En dan kom die golf heeltemal rondom. Hoe bly so toring staan selfs wanneer die golwe oor en oor en oor teen hom slaan? Hoe is dit moontlik? Wel, eerstens moet die fondasie waarop die toring gebou word onwankelbaar wees. Die rots waarop hy staan moet onwankelbaar wees. As die fondasie beweeg, skuif, dan gaan die ligtoring omval. Hy sal nie bly staan nie. Dit is onmoontlik. En vandag wil ons ook dink oor hoe ons staan en hoe ons bly staan wanneer die aanvalle onophoudelik is. As dit net aankom en aankom en aankom. Aanval op aanval op aanval. So vandag gaan ons weer aan met ons studie van Galasiërs. En ons het hierdie studie begin op 14 Junie 2015. So 53 weke terug. En daar was gapings tussen en in totaal het ons 15 preke uit Galasiërs gepreek in die eerste 4 hoofstukke. En so vandag kan julle oopmaak in Galasiërs hoofstuk 5 vers 1. Galasiërs hoofstuk 5 vers 1. Kom ek lees dit saam en ek lees vanuit die 53 vertaling. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Een van die temas in die Bybel is dat ons moet bly staan en dat ons moet bly vashou. Ons moet bly staan in die waarheid en ons moet bly vashou aan die evangelie. Selfs al kom die wêreld se aanvalle soos golwe oor en oor en oor teen ons, moet ons bly staan. Kyk net wat sê die volgende paar verse. In Korintiërs 15 vers 1 en 2. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. 1 Korintiërs 16 vers 13. Waak, staan in die geloof. Wees manlik. Be manly. Wees manlik. Wees sterk. Maar hy sê staan in die geloof. Filippense 4 vers 1. Daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas. Staan op hierdie wyse vas in die Here, geliefdes. En dan is daar Efesiërs 6, wat Matt onlangs vir ons gepreek het, Efesiërs 6 vanaf vers 11 tot 14, waar Paulus ons vermaan om die hele wapenrusting aan te trek, sodat ons sal bly staan. En selfs dit wat Fanny vir ons gebid het aan die einde. Een wat op die sand gebou het, val, maar een wat op die rots bly staan,
golwe kom, die reën val, maar hy bly staan. Satan in die wêreld en valslering val ons aan die heeltyd. Keer op keer op keer en ons moet bly staan. En daar's nog 'n hele klomp ander verse wat mens nou kan gaan kyk. So vandag wil ons kyk na hoe kan ons bly staan in vryheid sodat ons nie weer slawe word nie. Hoe kan ons staan in vryheid sodat ons nie weer slawe word nie? En hierdie opskrif behoort jou so 'n bietjie te laat wonder. Dit sê weer slawe word nie. Jy kan dalk dink maar ek was nog nooit 'n slaaf nie. Hoekom sê ek maak keer dat ek nie weer 'n slaaf gaan word nie? Nou hou hier in jou agterkop, ons gaan later 'n bietjie daaroor dink. Oor waarvan was ons dan slawe as hy sê ons moet nie weer slawe word nie. Vir nou sien ons dat Paulus in hierdie nuwe gedeelte in hoofstuk 5 vanaf vers 1 begin hy en hy gee vir hulle 2 opdragte. Ons 2 opdragte wat in hierdie teks is. Die een opdrag is staan vas. En die ander opdrag is om nie weer onder die juk van diensbaarheid in te gaan nie. Sê daar staan vas in die vryheid wat waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer, dis 'n opdrag, onder die juk van diensbaarheid bring nie. Maar hoekom moes Paulus vir hulle hierdie instruksie gee? Hoekom moet hy vir hulle hierdie opdragte gee? Hoekom moet hy vir hulle sê om te bly staan in vryheid? Hoekom moet hy vir hulle sê moenie weer gaan in slawerny ingaan nie? Wat was besig om te gebeur? Wat was die omstandighede dat gemaak het dat hy hierdie moes skryf vir hulle? Dat hulle die geneigtheid gehad het om terug te gaan onder die juk in weer. En hier wil ek julle herinner aan die konteks van die brief. So ons nou 'n bietjie gaan dink, dit was 'n jaar terug gewees, ons 'n bietjie weer gaan dink aan die agtergrond. Ons gaan weer kyk na wat was besig om te gebeur in Galasië, in hierdie kerke, toe Paulus vir hulle die brief skryf. Wat is die agtergrond? Wat is besig om te gebeur? So in Handelinge 13 sien ons, Paulus en Barnabas word uitgestuur as sendelinge van Antiochië af. Daarso, hier is Jerusalem. Van Antiochië af. En hierdie reis en sendingswerk wat hulle dan gaan doen, noem ons Paulus se eerste sendingsreis. Dis die heel eerste een wat hy gedoen het. En hulle het van Antiochië af het hulle oorgegaan na Siprus toe. En nadat hulle deur Siprus gegaan het, toe het hulle oor see gereis na Klein-Asië en toe het hulle gekom by Perga, 'n hawestad. En van daar af het hulle noordwaarts binnelands begin beweeg en hulle het gegaan tot by Antiochië in Pisidië. En van hier af, al die stede nou hierna, wat deel van sy sendingsreis is en waartoe hy gaan, is waar die Galasiërs is. Dis die provinsie van Galasië. So al die stede wat hy nou mee interaksie het, is die stede waarvoor hy die brief skryf. Dis hulle begin hierdie. Hier in Antiochië, Pisidië is 'n aantal mense gered en die heidene is opgewonde oor hierdie boodskap want dit sluit hulle in en hulle wil ook hoor, maar die Jode word dan verhard en hulle begin 'n vervolging teen Paulus en Barnabas en hulle dryf hulle uit die stad uit. En daarna gaan hulle na Ikonium toe. En in Ikonium is al baie mense wat gered word. Dit sê daar was nog 'n hele aantal wat by hulle nommer bygevoeg is. Maar weer is daar vervolging, weer moet hulle vlug. En toe gaan hulle na Lystra. In Lystra wou die mense hulle aanbid as gode, want hulle het 'n man genees wat verlam was. En Paulus hulle moes vir hulle sê, nee, ons is nie gode nie. Ons het nie hierdie gedoen nie. Hierdie is God. Aanbid vir God. En net daarna kom die Jode en hulle vat hierdie selfde mense wat Paulus hulle wou aanbid het en hulle draai hulle teen Paulus hulle en hulle gaan hulle stenig vir Paulus en hulle gooi hom buitekant die stad en hulle los hom daar en hulle dink hy's dood. En Paulus staan op, hy gaan terug in die stad in en die volgende dag gaan hy verder. Gaan hulle na Derbe toe. Maar daar's 'n hele aantal mense wat ook gered word in hierdie proses in Lystra. En daar in Derbe verkondig hulle die evangelie, daar word weer mense gered en hulle begin daar weer kerke. En van hier af gaan hulle weer terug. Hulle volg die hele paadjie weer terug, maar hulle gaan nie deur Siprus nie, hulle gaan so terug na Antiochië toe.
Maar soos wat hulle teruggaan deur hierdie kerke, gaan hulle versterk die gelowiges. Hulle maak seker daar's kerke en hulle stel ouderlinge aan. So hierdie is 'n ongelooflike goeie en bemoedigende begin vir Galasië. Hierso het jy 'n klomp mense wat gered is. Jy het kerke, jy het leierskap, jy het eenheid, alles lyk goed. En daar was opoffering gewees. Daar was pyn van Paulus en Barnabas hulle se kant af. Hulle was gestenig. Hulle moes als prys gee. Maar dit was opwindend. Opgewonde. Daar's nou kerke. Daar is leiers, daar is eenheid. Dit lyk goed. En nou gaan hulle terug na Antiochië toe en hulle gaan vertel die mense daar wat God gedoen het hier in Galasië. In hierdie stede onder die heidene. En almal is bly daaroor, almal is verheug daaroor oor dit wat God gedoen het. Maar in Handelinge 15 kom daar moeilikheid. Begin daar moeilikheid inkom. Nie moeilikheid van buitekant af nie vervolging van buitekant af nie. Moeilikheid van binnekant af, van binne die kerk. Satan se beste aanvalle, se beste golwe, die grootste golwe kom van binnekant die kerk, nie van buitekant nie. Dit is nog altyd so gewees. Daar was Jode wat van Jerusalem afgekom het en hulle het noord beweeg en hulle het in Antiochië ingekom en hulle het gesê die heidene moet besny word en hulle moet die wet van Moses hou om deel van God se mense te kan wees, om gered te kan wees. En Paulus en Barnabas het gesê nee, hulle teen hierdie ouens opgestaan, maar hulle kon nie die probleem oplos daar in Antiochië nie. Hulle kon nie die geskil oplos nie. Toe is hulle gestuur, hulle en hulle aantuigers, almal gestuur na Jerusalem toe, om daar die saak verder te gaan vat, om te gaan oplos. Maar tydens hierdie selfde tyd, terwyl Paulus besig is om af te beweeg na Jerusalem toe, beweeg daar dieselfde tipe van Jode nog so 'n bietjie verder aan. En hulle kom in hierdie stede van Galasië aan. En daar gaan verkondig hulle dieselfde boodskap. Hulle sê daar ook, die heidene moet besny word en die heidene moet nie wet hou, anders kan hulle gered wees nie. So jy kan net dink, Paulus is besig om hierdie ding te gaan beveg in Jerusalem en nou versprei dit daar onder die kerke wat hy begin het. En in Jerusalem het Paulus hulle 'n wonderlike oorwinning. Duidelike oorwinning vir hulle. Hulle skryf 'n brief van die leiers van Jerusalem af na al die kerke toe om te sê, nee, dit is nie nodig vir die heidene om die wet te hou nie of om besny te word nie. En jy kan net dink, Paulus was opgewonde. Hy was bly toe hy terugkom in Antiochië en hy kan vir die ouens sê, kyk wat het gebeur, kyk wat het God laat gebeur in Jerusalem. Maar toe hoor hy wat gebeur in Galasië. Toe hoor hy van hierdie ouens het verder gegaan en hulle het in Galasië hierdie valslering, hierdie gif gaan versprei. En dit was vir Paulus verskriklik. Dit het hom verbaas aan die een kant, hy was in verwondering as gevolg van dit. En het amper sy hart gebreek en hy wou dadelik by opspring en hy wil gaan en hy wil iets gaan doen daaraan. Maar hy kon nie dadelik gaan nie. So wat doen hy toe? Vat hy sy pen en skryf 'n brief aan hulle. Die brief van Galasië. Dis die brief wat ons het. En sy hart en hierdie gevoel kom uit in hierdie brief. Kyk net na die volgende kort stukkies vanuit verse. Galasiërs 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het. Dit het hom verbaas, hy kan dit nie glo nie. Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? 4 vers 10 en 11. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbeid het. Hy is bietjie bang dat van hulle dalk heeltemal gaan wegval. Galasiërs 4 vers 19 en 20. My kinders, vir wie ek weer in baringsnood is. Daai is nie 'n lekker gevoel nie. Totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees. Ek wil daar wees. Ek wil met julle kan praat, ek wil interaksie hê met julle. En my stem te verander.
Die stem wat hy het in die brief, want ek is buite raad met julle. So hierdie is ernstig. Paulus is vurig. Hy is besig om hulle te waarsku om te bly staan. Moenie val nie. Om nie te luister na die valse leraars nie. Want hy weet, niks minder as die ewige lewe is op die spel nie. Niks minder as die ewige lewe nie. So Paulus skryf hierdie vurige, hierdie emosionele brief, maar hierdie brief is ook baie oortuigend. Hy gebruik argumente, hy gebruik redenering, hy gebruik die skrif. En dan hier in hoofstuk 5 begin hy, en hy gee vir hulle hierdie opdrag. Staan dan vas. Bly staan in die vryheid, en moet nie weer onder die juk van slawerny ingaan nie. Staan. Toe Paulus gee vir hulle hierdie opdrag, hy sê vir hulle, hierdie is wat ek wil hê julle moet doen, ek verwag dat julle gaan gehoorsaam wees hieraan. Maar Paulus sê nie hier in die begin van hoofstuk 5, hoe hulle dit moet doen nie. Hy gee vir hulle die opdrag, hy sê vir julle, hierdie moet julle doen, maar hy sê nie vir hulle hoe hulle dit moet doen nie. Hoekom nie? Hoekom help hy nie vir hulle en gee vir hulle hoe die metode nie? En die antwoord is, want hy het dit reeds gedoen, vir 4 hoofstukke lank. Vir 4 hoofstukke lank het hy vir hulle gesê, hoe? So die eerste 4 hoofstukke is die hoe ons kan bly staan. En gewoonlik sou ek nou net kon gegaan het en ek sou nou 'n vinnige opsomming gemaak het. Vinnig opgesom, dit wat ons reeds geleer het in die eerste 4 hoofstukke. Maar ek glo julle gees is soos my geheue. En so ons moet bietjie weer gaan dink, wat sê dit nou weer? Ons moet 'n meer omvattende opsomming doen. So ons kan nie net 'n oppervlakkige opsom nie. So julle het gedink ek preek vandag net 1 vers. Ek preek vandag 4 hoofstukke. So byt vas. So, oorhoofs, as ons net van 'n groot prentjie af kyk na die eerste van die hele boek hierso. Hoofstuk 1 en 2 is meer persoonlik. Paulus se apostoliese autoriteit is waaroor dit gaan. En mens kan dit ook beskryf as verdedigend. Hoofstuk 3 en 4 is teologie, is teologies. Redding deur geloof alleen is waaroor dit gaan. En in een woord kan jy sê regverdiging. Hoofstuk 5 en 6 is meer prakties. Dit gaan oor die uitlewe van Christen vryheid. In een woord kan jy beskryf as heiligmaking. Maar as ek net dit vir julle gaan gee, dan gaan julle nie onthou presies wat ons geleer het uit hierdie boek uit nie. So wat ek nou basies gaan doen is ek gaan 15 preke vir julle opsom, so hoofpunte, die hoofidees bymekaar probeer vat. So julle gaan moet probeer wakker bly en volg. Dis baie inligting. So blaai saam met my deur die boek, julle kan begin by hoofstuk 1, maar moenie als lees nie, want as jy als gaan lees, gaan jy heeltemal nie bybly nie. Ek gaan die hoofpunte opsom en dan gaan ek van die kernverse gaan ek vir ons uitwys wat ons saam kan lees. So die eerste gedeelte vanaf hoofstuk 1 vers 1 tot 5 sien ons die inleiding tot 'n belangrike brief. Dis die inleiding van die brief. Ons sien Paulus se autoriteit. Hy is apostel wat van God afkom, nie uit mensheid nie. Ons sien sy gehoor, die Galasiërs, en ons sien sy boodskap. Christus het die prys betaal. Ons is gered uit genade, nie uit werke nie. Die tweede gedeelte, vers 1, hoofstuk 1 vers 6 tot 9, geen ander evangelie nie. En ons kernvers wat daai al saamvat is in vers 8, so Galasiërs 1 vers 8. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. So Paulus sê as enigiemand kom, maak nie saak of dit 'n apostel is of 'n engel nie, as die evangelie nie dieselfde is nie, die boodskap nie dieselfde is nie, dan is hy vervloeking. En as jy bietjie gaan dink hieroor, dan is dit ongelooflik wat hy sê, want toe hy hierdie skryf, was daar nog net 1 Nuwe Testament boek geskryf gewees. Hulle het nog nie eens die Nuwe Testament gehad nie. Daar was nog net 1. Hierdie is die tweede boek wat geskryf word. En steeds is die evangelie vas. Kan nie verander nie. So die evangelie was vas in die apostelse lering en die evangelie is vir ons vasgeteken, is vir ons opgeskryf en vasgemaak in die apostelse lering wat
neergeskryf is. Daar is geen ander evangelie nie. Dis die tweede gedeelte. Derde gedeelte was 'n lang stuk. Hoofstuk 1 vanaf vers 10 tot 2:14 gaan als oor Paulus se verdediging. En Paulus begin met 'n proposisie. Hy sê vir hulle, hierdie is wat ek in die volgende stuk wil verduidelik, waaroor die volgende stuk gaan. Hy sê, my evangelie kom direk van Jesus af, nie van mense nie. My evangelie kom van Jesus af, daarom is my evangelie die regte evangelie. Ek het dit van niemand anders af gekry nie, ek van niemand af geleer nie. Dis Jesus se evangelie. In die kernvers daar is vers 11 en 12 van hoofstuk 1. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mense is nie. Dis nie 'n mense tipe van evangelie nie, want ek het dit nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Jesus het dit vir my gegee. Ek het letterlik vir Jesus gesien, hy was geopenbaar aan my. Dis die proposisie wat hy maak. Hy sê, hierdie is wat ek sê waar is. Nou moet hy dit gaan bewys. En dan gaan hy en hy gee vir ons bewyse. Paulus se bewyse in die volgende gedeelte. Die eerste een is sy agtergrond, voor sy bekering. Hy sê vir hulle, kan julle onthou wie ek was? Ek was 'n Jood, ek was 'n Fariseer, ek was meer ywerig as enigiemand anderste. Ek het selfs die kerk gaan vervolg. Dink julle ek gaan ewe skielik hierdie evangelie uitdink? Ek het dan heeltemal die teenoorgestelde gewees. So sy agtergrond is eerstens 'n bewys. Tweedens, sy openbaring tydens sy bekering, die feit dat Jesus Christus aan hom geopenbaar is, toe hy op pad was na Damaskus, is 'n bewys. Derde bewys, sy bewegings na sy bekering. Hy het nie nadat hy gered was, gegaan na een of ander teologiese skool nie. Hy het nie gegaan en tyd gaan spandeer saam met die apostels nie. Inteendeel, hy het sy opleiding gekry in die woestyn, in Arabië. Jesus het daar aan hom verskyn. Dis waar hy opgelei is, deur Jesus. Tweedens, toe is hy vir 'n kort tydjie in Jerusalem gewees, vir 15 dae lank het hy vir Petrus gesien, en ook vir Jakobus, maar hy het nie die ander apostels gesien nie, so hy het nie sy lering by hulle ontvang nie, dit kom van Jesus af. En derdens, na daai kort tydjie wat hy daar was, het hy die evangelie gaan verkondig, en is mense gered. In hierdie verskillende areas het hy dienswerk gaan doen in Sirië en Cilicië. En die mense wat in Judea was, in Jerusalem, waar hierdie valse leraars vandaan kom, het gehoor van wat Paulus gedoen het, en hulle het God verheerlik vir sy werk. Sê dit aan die einde van hoofstuk 1. So dis 'n deel van sy bewys. Ek het nie interaksie met mense gehad om dit by hulle te kon leer nie. Volgende. Paulus het toe later, eers 15 jaar later, na Jerusalem toe gegaan, en toe het hy interaksie met die apostels. Inteendeel, die hele gesprek het gegaan oor, is my evangelie reg of nie? Moet heidene besny word of nie? En wat het die apostels gesê? Gee my jou regterhand, Paulus. Ons is saam. Ons kan sien God werk deur jou. Ons gaan werk met die Jode, gaan jy uit, dan werk jy met die heidene. Jy het ons ondersteuning. So sy interaksie met die apostels wys dat hy die regte evangelie het. En dan die laaste een, Paulus se teregwysing van die apostel Petrus. Toe Petrus na Antiochië toe gekom het, en vir 'n ruk lank lewe hy saam met die heidene en dit gaan goed en hy lewe net soos hulle, en hy eet sy varkvleisies en sy spekkie. En toe kom al 'n klomp Jode en toe onttrek hy homself. Een kant. Nou lewe hy ewe skielik soos 'n Jood. En Paulus sê vir hom, hoe kan jy hierdie doen? Dis nie in lyn met die evangelie nie. So Paulus is nie net dat die apostels saam met hom gestem het oor sy evangelie nie, maar wanneer hulle nie geleef het in lyn met die evangelie nie, dan het hy hulle selfs aangespreek. Dit bewys sy evangelie is die regte ene. So dit was Paulus se verdediging, die meer persoonlike kant. En dan sal so 'n oorbruggingsgedeelte, Paulus se teologiese les aan Petrus. En hierdie stuk is ongelooflik belangrik vir die brief, want ewe skielik sien jy woorde uitkom wat nog nooit voorheen daar was nie, in die begin van die brief. En daar's temas
wat hy vir ons uitbring. Die tema van die wet, die tema van geloof, die tema van regverdiging, begin hy verduidelik in hierdie gedeelte. En dan in hoofstuk 3 en 4 vat hy daai 3 temas en hy bewys vir ons dat regverdiging is deur geloof, nie deur die werke van die wet nie. So hierdie is so oorbruggingsgedeelte. En die kernvers daar is Galasiërs 2 vers 16. Luister nou wat sê hierdie. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons. En daai ons is die Jode. Hy het net voor dit gesê, hulle is gebore as Jode, hulle is van nature Jode, en hulle is nie sondaars van uit die heidene nie. En nou sê hy, selfs ons Jode het in Jesus Christus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Jesus Christus, en nie uit die werke van die wet nie. So wat Paulus sê is, selfs 'n Jood kan nie gered word deur die wet nie. Selfs 'n Jood word gered deur geloof in Jesus. En dan sê hy aan die einde van daai vers, omdat uit die werke van die wet geen vlees, nie net Jode nie, enige mens geregverdig sal word nie. So dit was hoofstuk 1 en 2. Nou het ons nog net 2 hoofstukke oor. In hoofstuk 3 gaan Paulus en hy verdedig regverdiging deur geloof. Regverdiging deur geloof bewys. Of mens kan amper die teenoorgestelde ook kan sê, jy kan sê, hy het die dwaasheid daarvan uitgewys om te dink jy kan gered word deur werke. Hy bewys is dwaas om te dink jy kan gered word deur werke. En sy eerste bewys daarso is deur hulle eie ervaring. Hy sê vir hulle, hoe het julle begin? Hoe het hierdie redding tot julle gekom? Antwoord, deur geloof. Hoekom het julle gelei? Hoekom was julle vervolg gewees? Was dit vir die werke van die wet? Nee, dit was as gevolg van geloof. Vir julle geloof het julle gelei. Hoe werk God nou onder julle? Werk God nou deur die werke wat julle doen? Die genadegawes wat julle het, kom dit deur werke? Nee, deur geloof. So dis sy eerste bewys is deur hulle ervaring. Dan gaan hy gaan bring die skrif in. En hierdie is die kern van sy boodskap. Hier begin die hart van Galasiërs uitkom. Eerstens skryf hy die skrif en die kinders van Abraham. Die skrif en die kinders van Abraham, en hy sê dat ons word kinders van Abraham deur geloof, nie deur die wet nie. Tweedens, die skrif en die seun van Abraham. Ons ontvang daai seun van Abraham nie deur werke nie, maar deur geloof. Ons kernvers, hoofstuk 3 vers 7 tot 9 verse. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraan aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. So hy sê, hoe word jy kind van Abraham? Deur geloof. Hoe ontvang jy die seën van Abraham? Deur geloof. Nie deur die wet nie, nie deur werke nie. En dan volgende sê hy, die skrif en die vloek van die wet. Die wet bring nie seën nie, die wet bring nie redding nie, die wet bring 'n vloek. Hoekom? Want wie van julle het al die wet 100% reg gehou? Wie kan die wet 100% hou? Daarom is jy onder 'n vloek. En dan gaan hy nadat hy die skrif gebruik het, gebruik hy 'n menslike voorbeeld. Hy sê vir hulle, ek praat menslike wyse. En wat Paulus hier doen is hy antisipeer. Hy sê, hy dink hierdie is min of meer hoe 'n Jood gaan dink. 'n Jood gaan dink, okay, reg, ons verstaan, Abraham is gered deur geloof. Maar later, toe gee God die wet. En nou is dit geloof en wet. Nie net geloof nie. En Paulus antwoord en hy sê nee, selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand
tot niet of voeg daaraan toe nie. Selfs wanneer 'n mens 'n testament geskryf het, kan jy nie na die tyd kom en sê, nee, wel, kom ons sit nog kondisies by. Kom ons verander dit nou net nie. Ons doen dit nie met mense se testament nie. Hoe kan ons met God se verbond doen? God se testament. Hy sê God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Daar was nie kondisies aan hierdie verbond nie. Inteendeel, ek weet nie of julle kan onthou die prentjie van die diere wat hulle gesny het in die helfte, en dan gewoonlik het al twee partye wat binne in die verbond ingaan, het deurgeloop. Maar in Genesis 15 sien ons, Abraham slaap. Net God loop deur dit. Net God het kondisies. Daar's niks kondisies aan Abraham gesit nie. Dis 'n belofte wat ontvang word deur geloof. Daar is nie kondisies nie. So die wet sit nie kondisies by nie. Maar as die wet dan nie kondisies by die Abraham verbond gesit het nie, hoekom is die wet dan daar? Wat is die funksie van die wet? Wat is die doel van die wet dan? En dis die volgende gedeelte. Hy verduidelik, hy verdedig regverdiging deur geloof, deur te bewys die doel van die wet, deur die doel van die wet. Hy sê, eerstens praat hy van die wet en oortredings. Die wet het nie ingekom, sodat ons sal minder sondig nie. Die wet het ingekom om vir ons te wys hoe sondig ons is. Dis soos die bordjie op die gras. Moenie op die gras trap nie. Gaan daai bordjie jou keer dat jy op die gras trap. Hierdie bordjie die mag om jou te keer om op die gras te trap. Nee, inteendeel, die bordjie maak net jou meer skuldig wanneer jy op die gras gaan loop. Dis dieselfde met die wet. Dit maak jou oortredings net meer. En hy sê ook die wet is tydelik, want dit is gegee totdat die saad sou kom en die saad is Christus. Die wet het tussengangers gehad. Daar was Moses en daar was engele wat betrokke was met die wet. Hoekom? Want daar's twee partye. 'n Tussenganger is altyd daar vir twee partye. Maar met die Moses verbond is daar net een tussen. Daar is nie eers 'n tussenganger, daar's geen tussengangers nie, want daar's net een party, net God. En dan sê hy die wet as tronk. Die wet het nie gekom om ons vry te maak nie. Die wet het gekom om ons in te sluit. Die wet het gekom om ons te wys, iemand moet my kom red. Iemand moet my hier uitkom kry. Ek kan nie myself red nie. Hoofstuk 3 vers 21 en 22 en 23. En dan die volgende stukkie is die wet as tugmeester. Die wet as tugmeester. Wat is die doel van die tugmeester? Daai woord ons gebruik hier, die paidagogos. Die doel van hom was om die kind tot by volwassenheid te bring. Die doel was nie dat hy altyd bo oor die kind gaan wees nie. Hy wou die kind lei tot by volwassenheid. Hy wou hom tot by punt bring. En Paulus sê, dis presies wat die wet is. Die wet is tydelik daar om ons te kry tot volwassenheid, tot wanneer Christus gekom het. Die hele vloei van die openbaring, totdat Christus gekom het. So die wet het die hele tyd gesê, moenie maar my kyk nie, moenie my gebruik om jouself te red nie, kyk na Jesus toe. Die eindbestemming is Christus, geloof in Christus, nie die wet nie. En hierdie verse verduidelik hierdie konsepte, dit bring dit bymekaar. Galasiërs 3 vers 23 tot 26. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou. Ons is in 'n tronk. Ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe. Die wet het ons gevat na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Ons is nie meer onder die wet nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. So hy sê die wet is 'n tugmeester. Dit beteken hy's tydelik en hy vat ons na Christus toe. En dan die laaste gedeelte van hoofstuk 3 bewys hy deur die nuwe posisie het wat ons in Christus het, die nuwe posisie in Christus. En ons kry daai posisie deur geloof. Hy sê in Christus, in ons eenheid met Christus, is ons seuns van God, is ons saam in een liggaam en is ons saad van Abraham. So omdat ons glo in Jesus, gaan God en hy verenig ons met Christus
en daardeur word ons sy kinders, en daardeur kry ons die beloftes van Abraham en die seun van Abraham. Dit was hoofstuk 3, hoofstuk 4, korter gedeelte tot 'n mate. Hoofstuk 4 vers 1 tot 11, nie meer slawe nie, maar erfgename. In hierdie gedeelte bewys Paulus dat ons almal was gebore as slawe. En hier kom daai vraag, daai idee wat ons in die begin gehad het van, hoekom sê ek ons moenie weer slawe wees nie? Wel, hierso bewys Paulus dat ons was almal slawe. Ons was gebore as slawe. Jy was of as 'n Jood gebore, 'n slaaf onder die wet, of jy was 'n heiden gebore, 'n slaaf onder die eerste beginsels van die wêreld. Dis die woorde wat Paulus gebruik. En daai eerste beginsels van die wêreld is onder die idee dat jy jouself kan red deur werke. Selfs as Jood. Jode gedink hy kan homself red deur die wet. Heidene dink hulle kan hulle self red deur een of ander geloof, een of ander werke. Ons is slawe daarvan. Almal dink hulle kan hulle self red deur werke. En dis is daar eintlik net een vals geloof. Daar's net een vals tipe geloof. Daar's die werklike geloof wat sê dit is deur geloof in Jesus Christus alleen, en al die vals geloof wat sê dis deur ons en ons werke en wat ook al se wet ons wil opstel. Maar in hierdie gedeelte leer ons dat Jesus kom en Jesus word gebore onder die wet. Hy word gebore as slaaf sodat ons kan vry word. En sodat ons kan kinders word en sodat ons kan erfgename word. En as jy 'n kind is en jy's 'n erfgenaam, hoekom gaan jy weer slaaf wil word? Hoekom gaan jy weer jouself onder die wet wil plaas of onder een of ander stelsel van redding probeer plaas? Ons kernvers daarso is vers 4 en 5 van hoofstuk 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Onder die wet. Om die wat onder die wet was, los te koop. Beteken hulle was slawe onder die wet. Sodat hulle die aanneming tot kinders kan ontvang. En Paulus se punt is, as jy kind is, as jy erfgenaam is, hoekom sal jy weer slawe wees? Dis wat hy sê in vers 9. Maar nou dat julle God ken, of liewer, deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels, hierdie idee dat ons onsself kan red deur werke, wat julle weer van vooraf aan wil dien. En dan kom ons op die volgende gedeelte wat ek gepreek het onder die titel, hoe om jou pastoraat op te maak. Hoe om jou pastoraat op te maak. Maar eintlik is hierdie meer die idee daarvan is, hoekom Paulus raad op was met hulle? Hoekom was Paulus raad op met hulle gewees? Paulus raak amper raad op met hulle, omdat hulle weggedraai het, omdat hulle nie bly staan het nie, omdat hulle besig was om te val, weg van sy evangelie af, en selfs weg van hom af. So hulle het so goed begin, daai begin het so goed gelyk. Hulle het kerke, daar's ouderlinge, daar's die waarheid, maar hulle begin wegval. En dit maak vir Paulus raad op amper. Hulle het weer gegaan en hulle self gaan plaas onder die wet. Hulle het die juk op hulle self gesit. En dan hierdie laaste gedeelte in hoofstuk 4. Ons het gekyk en ons het opgesom as 2 moeders, wie se seun is jy? 2 moeders, wie se seun is jy? En met hierdie analogie van die 2 moeders, maak Paulus die punt dat daar is 2 maniere om te dink rondom redding. Daar's die manier van Sara en daar's die manier van Hagar. Daar's die manier wat sê, kom ons probeer uit die vlees, en kom ons probeer op ons eie planne maak en onsself red. En dan is daar 'n manier wat sê, nee, God het sy beloftes gemaak, vertrou op sy beloftes, glo in sy beloftes. Soos ons onthou, wie se kind is jy? Wie se seun is jy? En kyk net hoe eindig Paulus hoofstuk 4. En daar moet julle self blaai. Ek gaan dit op die bord in hoofstuk 4 vers 31. Hy sê, daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie.
Dis nie waar ons is nie, dis nie wat ons glo nie, maar van die vrye. En dan gee hy vir hulle instruksie om te bly staan in vryheid. So ons is nie die wat dink ons word gered deur werke of deur wet nie. Ons weet, ons word gered deur God en God se beloftes en God se genade wat geglo word. Dan gee ons hierdie instruksie in 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Nou elkeen van julle wat nie 'n 53 vertaling voor jou het nie, en as jy opgelet het, moes agtergekom het, dit wat ek lees en dit wat jy lees, is nie heeltemal dieselfde nie. Jy het agtergekom. My vers sê dit anders. Julle sinne, die woordorde is heeltemal aan die ander kant om. En die verskil hierso is in die grondteks net waar een woordjie kom, die woord dan. Kom hy aan die begin of kom hy later aan? En as ons dit letterlik vertaal, dan gaan dit so lyk soos op die bord. Tot vryheid het Christus ons vrygemaak, staan dan vas. My 53 het gelees, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Maar die punt is daai fokus op tot vryheid. Die doel is om by vryheid uit te kom. En hierdie vers het so 'n ironiese kant aan hom. Paulus sê, dit is vir vryheid, dit is vir vryheid waarvoor Christus julle vrygemaak het. Is dit nie so obvious nie? As jy vrygemaak word, dan word jy vrygemaak vir vryheid. Jy word nie vrygemaak vir slawerny nie. Hy sê die hele punt is om tot vryheid te kom in Christus. Nie slawerny nie. Julle mis dit, Galasiërs. Die doel is vryheid van vryheid. Nie om 'n slaaf te wees nie. Maar as hy sê hierso, Jesus maak hulle vry, Jesus het hulle vrygemaak. Waarvan het Jesus hulle vrygemaak? Waarvan het Jesus hulle vrygemaak? In die konteks van Galasiërs is dit baie duidelik, hulle is vrygemaak van die wet. Hulle is vrygemaak van die wet en die idee van om die wet te gebruik om hulle self te probeer red. Dis waarvan hulle vrygemaak is. Maar hulle is ook vrygemaak, luister mooi, van die wet as 'n voorskrif of as 'n wet vir hoe ons moet lewe. Die wet is nie meer die instruksie wat sê hierdie is hoe jy moet lyk en hierdie is hoe jy nie moet lyk nie en jy moet dit volg nie. Ons kan beginsels leer uit die wet uit, maar die wet is nie meer die stelsel wat vir ons sê hierdie is hoe ons moet lewe nie. Ons is vrygemaak daarvan. Dit is waarvan ons primêr vrygemaak is in Galasiërs, is die wet en die deel dat die wet ons kan red en die deel dat ons die wet moet hou. Maar ons is verder ook vrygemaak van die vloek van die wet. Dis wat Galasiërs 3 vers 13 gesê het. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Dis letterlik wat dit sê in die teks. Ons is ook vrygemaak van die mag van sonde. As gevolg van sonde was ons in die tronk gewees, was ons vasgevang, kan ons nie onsself red nie. Ons word vrygemaak van die mag van sonde. En ons word vrygemaak van hierdie idee dat ons onsself kan red. Ons besef, ons kan nie onsself red nie. God moet ons red. En hy moet ons deur Christus red. Dis waarvan ons als vrygemaak word. En Paulus sê, omdat ons vir vryheid vrygemaak is, omdat dit die doel is, dat ons moet vry wees, moet ons bly staan. Dis die instruksie wat hy gee, bly dan staan. Ons moenie toelaat dat daar 'n juk van slawerny weer op ons gesit word nie. Jy sien prentjie. En hierdie juk van slawerny is voor ek die prentjie begin, is duidelik die wet. En stapie 1 is besnydenis. Dis wat net die volgende vers sê. Kyk gaan na Galasiërs 5 vers 2. Sê kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. So die juk wat
die valsleraars op die Galasiërs wil sit is besnydenis en om die wet te hou. En hier is die prentjie. Die valsleraars kom aan met hierdie juk. Hulle wil dit gaan die wet en die besnydenis en hulle wil dit op die Galasiërs gaan sit. En hulle sê vir die Galasiërs, buig, dat ek hierdie ding op jou kan sit. En wat moet die Galasiërs doen? Staan, nee, ek gaan nie buig nie, ek gaan nie buig nie, ek gaan nie daai juk op myself neem nie. Ek gaan nie my weer slaaf maak van die wet nie en van werke nie. Hoekom nie? Want ek is vry in Christus en ek het Christus se juk op my. Ek gaan nie daai juk weer vat nie. Ek is vrygemaak. En nou mag jy dalk dink, maar wat het hierdie met jou te doen? Jy het nie onlangs iemand na jou toe gekom en gesê, ek dink, is jy besny? Of enigeen van die ander 600 en klomp wette van die Ou Testament gekom en gesê, jy moet al hierdie hou nie. Dit gebeur, daar is mense wat so dink, maar dis nie die algemeen die juk wat op ons geplaas word nie. Dis nie die aanval, die golwe wat teen ons kom nie. So watse golwe, watse aanvalle tref ons die hele tyd wat teen ons moet bly staan? Watse jukke val die wêreld ons mee aan? En nie net die wêreld nie, godsdiens ook ons aan. Hier's 'n klomp van hulle, voorbeelde. Jy moet gedoop word. Jy moet gedoop wees. Nou ek sê nie daarmee dat almal wat sê jy moet gedoop word nie, want ons sê jy moet gedoop word, sê jy word daardeur gered nie. Gedoop is 'n opdrag van God af, maar dit red jou nie. Dis nie 'n juk wat jy moet dra sodat jy kan gered word nie. Dis 'n juk wat jy opneem want jy's lief vir God en jy wil gehoorsaam wees. Of nog eene. Jy moet in tale kan praat. As jy in tale praat, dan is jy regtig deel. Dan is jy in. Of jy moet hierdie een of ander visioene en profesie hê, want dan is jy regtig deel van God se mense. Of een wat die wêreld meer van kom, jy moet net opreg wees. Jy moet net opreg wees. Dit maak nie saak regtig wat jy glo of wat jy sê jy glo nie, solank jy net opreg is. Of jy moet net 'n goeie mens wees. En by troue, by begrafnisse, en laas toe ek deur Galasiërs gepreek het, was ek in daai tyd by begrafnis gewees, is dit presies die boodskap. Hierdie was 'n goeie mens gewees. Daarom is hy by God. Daarom is hy gered. Of jy moet tolerant wees. Jy moet mense wat van jou verskil, moet jy net tolereer. Jy moet sê, dit gaan aan. Dis die juk wat ons op ons moet neem. Of jy moet net die ware jy ontdek. Wees net jouself. Dit kan ook 'n juk wees. Maar hierdie is als jukke wat jy moet wees. Jy kry die teenoorgestelde jukke ook. Jy kry die jukke wat sê, moenie. Jukke wat sê, byvoorbeeld, jy moenie varkvleis eet nie. Jy moenie dans nie. Jy moenie bome afsny nie. Jy moenie drome gebruik in die kerk nie. Jy moenie wat ook al jy daar wil insit. Moenies. En as jy hierdie goeders doen, dan is jy deel van God se mense, en as jy dit nie doen nie, of as jy hierdie goeders doen, dan is jy nie deel van God se mense nie. Jy moet dit nie doen nie. Dit maak jou deel. Jou lyste, moets en moenies. En die wêreld en gelowe en Christendom het baie van hierdie wat ons heeltyd op onsself sit. En van hierdie aanvalle is subtiel, want van dit is naby, dis instruksies wat ons in die Bybel het. Maar dit word te groot, word te belangrik. En partykeer kan hierdie aanval selfs van binnekant af vir jou kom. Jy kan vir jouself begin sê, ek moet net meer my Bybel lees. Ek moet net meer wat ook al doen. Ek moet net nie hierdie ding doen nie. En die motivering daarvoor is nie jou liefde vir God nie. Die motivering daarvoor is jy dink dit gaan jou God meer lief maak vir jou. Jy dink dit maak jou, red jou en dit hou jou redding. Dan sit jy daai juk op jouself. En hierdie aanvalle kom oor en oor en oor en ons moet bly staan. Die wêreld
En godsdiens glo ons kan onsself red. En ons moet aanhou staan teen hierdie aanvalle. Maar hoe doen ons dit? So waar ons preek gaan, hoe doen ons dit? Julle gaan my nie glo nie, hierdie was als die inleiding gewees. Nou begin ons eers preek. Dit kyk hoeveel tyd het. Nee, dit is waar, maar ons is op bladsy 14 van 15, ons is basies klaar. So hoe doen ons dit? Wel om dit wat ons geleer het in die eerste 4 hoofstukke te gaan toepas en te gaan oordink. So hoe kan ons bly staan in vryheid, sodat ons nie weer slawe word nie, sodat ons nie weer hierdie idee het van ons moet onsself red deur werke nie. Ons het hierdie moets en moenies wat ons moet doen die hele tyd. Eerstens, deur om te onthou, daar is net een evangelie. Hy is vasgelê. Hy is voltooi. Hy kan nie aangepas word nie. Hy mag nie aangepas word nie. En so as jy blootgestel word ernstig van binnekant af of van buitekant af, deur 'n boodskap wat net lyk of reik na werke, redding deur werke, dan moet jy gaan evalueer. Moet jy weer gaan sê, maar is dit wat die evangelie sê? Dan gaan jy weer terug. Dis hoe ons bly staan. Ons gaan weer terug na ons evangelie. Daar is net een. Tweedens, deur te onthou, geen mens, selfs 'n Jood, was ooit deur werke of wet geregverdig nie. Dis wat Galasiërs 2 vers 16c sê, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Geen mens, geen Jood nie. En luister, as 'n Jood dit nie kan maak deur die wet nie, dan gaan jy dit beslis nie kan maak deur die wet nie. Dit is nie moontlik nie. Hy het die instruksie van God af, hy is God se mense wat spesiaal uitgekies is, en hy kon dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. God se standaard is so hoog soos die maan, en ons almal spring sentimeters hoog. Ons kom nie eens naby nie. Jy kan nie jouself red deur werke nie. Derdens, deur om te onthou, Abraham was gered deur die geloof, en hy is die vader van die geloof. As hy gered was deur die geloof, dan word ons gered deur geloof. Vierdens, deur te onthou, selfs God se wet is nie 'n moed vir redding nie. Dink gou aan, as die moeds en moenies van God se wet, as hulle nie kan red nie, hoe kan jou moeds en moenies red? Hoe kan 'n mens se moeds en moenies red? God se kon nie eers nie. Vyftens, ek sê altyd een agter. Deur te onthou, ons is nou in Christus deur geloof. Ons het eenheid met Christus. En omdat ons een is met Christus, is ons kinders van God, mede-erfgename van Jesus, en is daar geen meer veroordeling nie. Daar is nou geen meer veroordeling nie vir die wat in Christus is. En ons is in hom. Nommer 6. Deur te onthou, die prys is betaal. Jesus het betaal. Hy het die vloek van die wet het hy op homself geneem. En hy het daai vloek gevat en hy het dit verander in seën vir ons. Sê Galasiërs 3. Hy het die wet gehou in ons plek. Nommer 7. Deur te onthou wie se kind jy is. Jy is nie 'n kind van Hagar nie. Jy is nie 'n Ismaeliet nie. Jy is nie, as jy die Ismaeliet as 'n idee wil deurtrek, 'n moslim nie. Jou geloof werk nie soos 'n moslim se werke gebaseer op sy geloof nie, gebaseer op werke nie. Jy's uit Sara. Daar was 'n belofte gemaak en God hou sy beloftes. Jy glo dit. En dan die laaste een, leer om te onthou om nie jou vryheid te misbruik nie. Om nie jou vryheid te misbruik nie. En dit is in die weke wat kom. Dis Galasiërs 5 verder aan. Sê vir ons, moenie ons vryheid gebruik nie. So om baie vinnig op te som. God red ons. Ons is gered uit genade. Ons is gered as gevolg van Jesus se werk. En ons is gered deur geloof, nie werke nie. En dit is hoe ons bly staan. Wanneer die golwe kom en ons aanval, en wanneer dit 'n juk op ons wil sit en ons wil buig. En mag ons onsself herinner, aanhou, oor en oor herinner, soos wat die aanslag kom,
sodat ons soos 'n ligtoring sal bly staan en dat ons lig sal skyn. Die evangelie sal skyn. Maak nie saak hoe stormig die see word of hoe groot die golwe word nie. Ons sal bly staan. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir hierdie boek van Galasiërs en groot spoed wat ons vandag selfs daarna gekyk het en deur dit gegaan het, Here, in ons. Here, die boek self het niks waarde. Ons niks waarde in die woorde self nie. Dit is in Jesus waarvan die boek ons vertel, waarvan die brief ons leer, Here, wat ons redding het. Ons dank U, Heer, vir U Seun Jesus Christus wat gekom het, onder die wet gebore was, gehoorsaam was, altyd aan U, in ons plek gehoorsaam was. Here, en dat hy die vloek en die straf gedra het op die kruis, Here. Want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat op hout hang. Ons dank U, Here, vir Jesus dat hy die prys betaal het. Here, ons dank U dat U in ons gewerk het en ons oë oopgemaak het. Ons was slawe van sonde en slawe van hierdie idee dat ons dit kan doen, dat ons onsself kan red, Here. En U het ons oë oopgemaak, U het ons na Jesus toe gevat. U het vir ons geloof geskenk, Here, en ons het geglo. En ons dank U daarvoor, Here, en help ons om as gevolg daarvan en die liefde wat vir ons vir U het, gehoorsaam sal lewe, dat ons vryheid nie sal misbruik nie, maar dat ons onsself sal plaas onder U juk, dat ons U juk sal neem op ons, want U juk is sag en U is lankmoedig, Here, en U self was nederig. Ons bid, Here, dat U ons sal help om te bly staan in hierdie wêreld en in hierdie week, soos wat die aanvalle kom. Ons bid dit in die naam van ons Redder Jesus. Amen.